Julle, ek hoop dit gaan goed. So julle het gekies om die volgende onderwerp in Inpak se small groups online te doen is padtekens in my lewe. Nou hierdie is 'n baie interessante ding en ek maak hierdie video vir die inleiding sodat julle dit so lank kan kyk. Dan as ons die week begin daarmee, dan kan ons net aangaan. So julle moet hierdie video kyk. Okay, so die inleiding is uit Spreuke 12 vers 26 en ek lees vir julle. Die regverdige laat sy pad vir hom wys deur 'n vriend. Die goddelose verdwaal op die pad wat hulle self kies. We go astray when we attempt to do spiritual work without spiritual power. Nou daai is net 'n side note, okay? So die Here het ons brein verskriklik baie nice geontwerp. En elke keer wat ons op die pad gaan, dan sien ons padtekens, maar ons is so eintlik op autopilot dat ons sien die padteken, ons weet wat hy beteken en ons doen wat hy vir ons sê. Maar ons is half op autopilot, né? So ons kan op 'n lang pad ry en ons gaan op autopilot en ons sien 120, so ons weet ons moet 120 ry, sien 80, okay, ons trek af na 80 toe, sommiges van ons. Maar ons brein is so ingestel dat ons sien dit en dit gebeur sommer in ons brein dat ek moet dit doen. In hierdie reeks gaan ons kyk na padtekens vir die lewe. So hierdie padtekens gaan oor die volgende 10 weke. So jy moet commit vir 10 weke. Dis net 10 weke. En elke week kyk ons na 'n spesifieke padteken en hoe dit relevant is tot ons lewe. Ons lewens is ook maar 'n reis, soos julle verstaan, ons is almal op die pad, party is in die pad, maar ons is almal op die pad iewersheen. Ons is almal op die pad na die ewigheid toe. Dit moet ons ook onthou. Dit is belangrik dat ons die regte roete neem, né? Jesus sê in Johannes 14 vers 6 sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Jesus is die begin en die einde van ons geestelike reis op hierdie aarde. As ek Jesus aangeneem het in Johannes 1 vers 12, dan weet ek is op die regte pad. So gaan lees Johannes 1 vers 12. Maar net soos 'n lang teerpad is daar allerlei padtekens en ons moet van hulle raak sien. Daar's party wat warnings is soos pothole of vir die volgende 5 km is daar bokke. Ons moet aware wees of wat om ons aangaan. Van hulle is waarskuwings en van hulle is maar net let op. Dit is daarom noodsaaklik dat ons seker maak ons volg die woord as 'n kaart of dan ons GPS. Sodat ek op die regte pad bly en my oë gefokus hou op Jesus. Nou daar's baie paaie in die Bybel, dit is die volgende onderwerp, daar's baie paaie in die Bybel, daar word baie in die Bybel gepraat oor paaie. Ons praat nou nie van fisiese paaie nie, maar liewer so simboliese paaie oor die lewe van 'n geestelike. Nou as jy ander pad wil gaan kyk die movie, wat is die movie se naam nou weer? Ek gaan julle nou sê wat is die movie se naam, dit is... Okay, ek sal vir julle in die Bybelstudie sê wat die naam is. Maar die storie gaan oor die journey van 'n Christen, van waar hy begin het tot waar hy eindig by die Celestial City. En sy naam in die storie is Christian. Ek sal vir julle die naam kry, ek kan nou nie op my tong af, kan ek nie dink wat dit is nie. So kom ons kyk. So die Bybel praat baie van paai en ons weet dis geestelike paai, want ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen gees. So in Matteus 7 vers 14 lees ons, die poort wat na die lewe lei is nou, en die pad daarheen smal, en die wat dit kry is min. Die movie se naam is Pilgrim's Progress, daar is hy, Pilgrim's Progress. Gaan kyk daai movie, daar's 'n animated ene, wat hierdie pad so mooi sal uitbeeld. So in Matteus 7 vers 14 lees ons, die poort wat na die lewe lei, is nou, en die pad daarheen smal, en die wat dit kry, is min. So nie almal is op hierdie pad nie. Hierdie is een van die belangrikste verse oor paaie in die hele Bybel. Jesus waarsku ons dat die pad na die ewige lewe smal is, en die poorte waardeur gegaan moet word, nou is. En daar is min mense op daardie pad. Ons moet daarom seker maak, ons het Jesus aangeneem as verlosser, soos Johannes 14 vers 6 sê, Jesus is die enigste weg, in hoofletters, Jesus is die enigste weg. Hy is die pad, hoofletter pad, na die Vader. Daar is geen ander pad, hoofletter, ek is of op hierdie pad, of ek is in die pad. Grappie, of ek is op die pad, of ek is nie.
Okay, in Hebreërs 12 vers 13, asseblief gaan soek die vers ook op by jouself, as jy my nie glo nie. Hebreërs 12 vers 13 sê ook, loop die reguit pad, dan sal wat lam is nie uit lid raak nie, maar gesond word. Die hele gedeelte in Hebreërs 12 handel oor God wat die tug liefhet. Die bedoeling hier is dat God intiem betrokke is in 'n gelowige se lewe. Die Here het ons nie net gelos om hierdie pad te stap nie, so ons is nie alleen op hierdie pad nie, soos die herders in Psalm 23 stap die Here saam met ons en maak hy gedurig korreksies en aanpassings om ons op die pad te hou. So baie keer voel dit nie vir ons lekker nie, maar hy hou ons op hierdie pad. Alles vir die koninkryk en jou doel wat God vir jou het. Okay, in Filippense 3 vers 16, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. So elkeen van ons het 'n pad gestap tot hier waar ons nou is. Paulus begin die gedeelte om sy pad te beskryf en al sy sukses te lys. Maar dan maak hy dit duidelik dat alles vir hom niks beteken het as Christus nie saam met hom was nie. So hierso sien ons dat tot Paulus sê dat hy kon nie die pad gestap het as Christus nie saam met hom was nie. Net so het elkeen van ons al 'n pad gestap saam met Christus. En nou sê Paulus ons moet aanhou op hierdie pad waarmee ons tot hier gekom het. So al is dit hoe moeilik, jy het tot hier gekom vir 'n rede. Okay? En ons moenie nou 'n ander pad stap nie en verdwaal nie, maar aanhou op hierdie pad. So in Pilgrim's Progress is daar een deel waar arme ou Christian uit hierdie helse ding op sy rug en hierdie ding is eintlik jou baggage wat jy saamdra, so uit hierdie ding op sy rug en hy loop. En die pad word gesplit eintlik. Een wil gaan goud, die paadjie word goud en die ander een loop op teen 'n berg. Dun paadjie op teen 'n berg. En hy besluit om die paadjie op te loop teen die berg. En hoe meer hy loop, hoe swaarder word hierdie baggage van hom. En toe hy amper bo is, sien hy 'n lig oor die bo uit die berg uitskyn, maar so deur die takke. Maar hy skyn in 'n vorm van 'n kruis. En toe hy bo uitkom, toe skree hy, I am free, en hierdie baggage val af. En wat vir my so nice was hier, is die baggage rol af teen die berg. En hy rol in 'n oop graf in. En ons almal weet wat is hierdie graf. Dis die graf waar Jesus uit opgestaan het. Wat hierdie vir jou wys dat Jesus het hom gebring tot op hierdie punt. En net Jesus kon hierdie baggage ontslaa raak. En dit is begrawe, want Jesus het opgestaan vir ons. So in Spreuke 3 vers 16, 3 vers 6, Spreuke 3 vers 6, lees ons, ken hom in alles wat jy doen. Nie in net wat jy wil hê nie, in alles wat jy doen. En hy sal jou die regte pad laat loop. Spreuke veral verwys gedurig figuurlik na die lewenspad wat ons moet stap, wat baie belangrik is dat ons die Here moet ken in alles wat ons doen. As te ware moet ons gesels met God, vir hom sê, dit is wat ek doen, nie net as ons iets wil hê nie, maar as dit goed gaan, as dit sleg gaan, moet ons die hele tyd in kommunikasie wees. Dit is juist wanneer ons hom in alles ken, en oral saam met hom gaan, dat hy seker maak ons is op die regte pad. Spreuke 4 vers 18, die pad van die regverdiges is soos helder, ongedenklik, wat groei en sterker word tot dit heeltemal dag is. Nog 'n vers in Spreuke wat wys dat saam met God maak hy die pad vir ons lig, sodat ons kan sien waar ons moet loop. Die regverdiges se pad word elke dag net helderder en helderder. Soos ek en jy nader groei aan die Here, so sien ons 'n duidelikheid wat God wil hê van ons. En omdat dit juis is wat ons wil kies, is dit die pad waarop ons gaan bly. In Spreuke 4 vers 19 sê dit, die pad van die goddelose is soos die donker. Hulle weet nie waaroor hulle sal struikel nie. Okay? Van paaie na padtekens. So dis die volgende opskrif. Van paaie na padtekens. Ek kan op die regte pad wees in my lewe en nog steeds sake opmors. So beteken nie omdat jy op die regte pad is, jy gaan nie foute maak nie, né? Ek kan werklik gered wees, Jesus aangeneem het en werklik op die pad wees hemel toe en nog steeds my huwelik of my gesin, my vriende en ander areas van my lewe opmors. Dit is ongelukkig of dalk gelukkig dat kinders van die Here steeds groot foute maak. So dit beteken nie omdat jy Jesus in jou lewe het, jy gaan nie foute maak nie, okay? Soms sulke groot foute dat Paulus in 1 Korintiërs 3 vers 15 sê dat sommige mense net gered word. Hulle word as ten ware uit die vuur uitgeruik. Dit is daarom belangrik
dat ek nie net op die regte pad is nie, maar ook op die regte uitkyk is vir die padtekens op my pad. As ek op die pad is en daar is 'n tydelike bord wat sê daar is skape op die pad, dan verminder ek my spoed aansienlik, né? En ek hou nie aan om teen 120 km/h aan te ry nie, want dan gaan ek hierdie skape head-on slat. So daar kom waarskuwings in ons lewe wat sê, hoor jy is op die regte pad, maar watch net uit, okay? Net so is die woord ons padkaart. So die Bybel moet ons sien as ons padkaart. Ons kry verskeie padtekens langs die pad, sommige kry ons in die woord en ander by vriende en ander deur die lewe self. Okay, wat belangrik is dat ek elke teken ernstig moet opneem. Want ek kan op die regte pad wees, maar nog steeds kan my karretjie rol, my lewenskarretjie kan rol. Jy weet, dis maar soos in 'n kar, jy's veilig en tot jy 'n ongeluk maak. So jy kan nog steeds op die regte pad wees, maar daar kan ietsie gebeur. So hier kom self-evaluasie in. So voordat ons hierdie reeks gaan begin, moet ons dalk eers 'n self-evaluation doen. Hierdie gaan vir jou help om jou emosioneel en geestelik voor te berei vir hierdie reeks. Soos ek sê, 10 weke, dis nie baie nie, dis 1 keer 'n week, 10 weke. Okay, so ons gaan begin deur om te bid. Voordat ons hierdie hele kursus begin, gaan ons bid oor hierdie saak. En ons gaan die Here vra om ons hart ontvanklik te maak en ons oë oop te hou. Sodat as daar iets in ons lewe is wat nie lekker werk nie, dan kan ons daaroor bid en ons kan dit aanvat. Okay, waar het ek dit gemis? Is die volgende vraag. Waar het ek dit gemis? Kyk saam met die Here terug, waar het jy tekens gemis en hoe het dit jou geaffekteer of jou benadeel of jou dalk op die verkeerde pad laat gaan? Want jy kan hieruit leer en dinge vorentoe anders doen. So as jy ook Pilgrim's Progress gaan kyk, so in hierdie tydperk, gaan kyk die movie, is daar ook 'n karakter wat na Christian toe kom en vir hom sê, ja maar kyk, hierdie pad is easier. En hy loop toe daar en later toe sit die verkeerde pad. Toe moes hy al die pad terugloop. En dit is soos 2 dae se loop terug. So as gevolg van iemand wat vir hom advies gegee het, het hy die verkeerde pad gevat. Okay, so waar het ek hierdie tekens gemis? Dan skryf ons dit neer. Maak 'n lys van tekens wat jy gemis het en die gevolg daarvan. So as jy gesê het, okay, hier het ek dit gedoen en dit het toe uitgewerk. Word dan stil en dink oor die tekens wat jy nou sien en hoe jy daaroor gaan reageer nou. Skryf dit neer sodat jy oor 5 of 10 jaar weer daarna kan kyk en sê, okay, maar ek is nou okay. En ons gaan hierdie alles saam doen, so die volgende een is hier, doen dit saam. So ons gaan hierdie alles saam doen. So hier sê ons, we listen and we don't judge. Want hierdie is 'n persoonlike ding, maar ons gaan mekaar help groei uit hierdie uit. Hoe om die beste van die studie te maak? Wenke 1. Neem 'n kwaliteit besluit om elke dag tyd te maak om stil te word voor die Here in gebed en Bybelstudie. So ek gaan elke dag dan 'n Bybelversie uitstuur en jy kan bietjie daaroor gaan bid en bietjie daaroor gaan praat by jouself of met jou vriende of op die groep. Wenk 2, kyk Sondagdienste wat saam met hierdie kerk gaan loop. Ek gaan die link vir julle sit op YouTube. Ons sal na dit kyk, maar ons gaan nie dit gebruik as main reference nie. Ons sal maar meestal one-on-one hê. Wenke 3, skakel by 'n Bybelstudiegroep in. Hierdie is ons Bybelstudiegroep. Wenke 3, die heel belangrikste is om voor te berei te wees. Doen moeite om die week se studie voor te berei voordat jy die week se groep inkom. Dit maak dat jy beter voorberei is om by ander te leer. So ek gaan vir julle die oggend al stuur wat is die goeters. Dan kan jy deur dit werk so deur die loop van die dag. Ek weet julle kinders is baie besig, maar gaan so deur die dag, sodat in die aand as ons behandel, dan verstaan jy bietjie beter. Wenke 5, lees verder. Soos ek 'n Bybelvers gee, moenie my woord vat vir dit nie, gaan lees homself. Okay? Wenk 5, begin 'n gebedsjoernaal. Nou, ek het myne al reeds. Elke oggend skryf ek my gebed daarin, doen dit vir jouself ook, dit help jou verskriklik baie as jy 'n week later gebeur iets en jy, het ek hier daaroor gebid nie? Yes, ek het. En ons gaan in hierdie gebedsjoernaal ons dinge opskryf. Ons gaan dit nie deel met mekaar nie, dis jou persoonlike ene. Okay? So dit is dit. So ons begin nou na hierdie volgende siklus, na hierdie disippelskap ene, begin ons met padkaarte van my lewe. En die eerste deel gaan wees, stop, dink net eers weer na oor die lewe.
So ek sien baie uit om hierdie aan te pak saam met julle. Dit lyk soos 'n lekker een. Julle het 'n lekker een gekies. En as jy tot hier gekom het om die video te kyk, né, gaan ek nou vir jou vra om 'n rock and roll op die groep te stuur, dan weet ek jy het dit gekyk. Want as jy dit nie gaan doen nie, dan weet ek jy het dit nie gekyk nie. Alright. So dankie julle.